Goeiedag luisteraars. Weereens baie welkom by vandag se program. Dit is vir my 'n voorreg om hierdie derde program in ons reeks saam met julle deur te gaan. As jy saam met ons gereis het tot dusver, sal jy onthou dat ons in die program gepraat het oor God se nabyheid aan die wat gebroke is. En in program 2 oor vrylating vir die gevangenes. Vandag beweeg ons na die volgende deel van Jesus se roeping in Lukas 4 vers 18, waar hy sê, hy het my gestuur om herstel van gesig vir blindes aan te kondig. Wanneer Jesus van blindheid praat hy nie van 'n fisiese blindheid nie. Hy praat van daardie tye wanneer ons nie meer kan sien nie. Nie omdat ons oë toe is nie, maar omdat ons harte swaar is. Blindheid kan beteken dat jy nie meer God kan sien nie. Dit kan beteken dat jy nie meer jouself kan sien nie. Dat jy nie meer hoop kan sien nie. Dat jy nie meer die toekoms kan sien nie. As jy vandag luister en dit voel asof jou visie dof geword het, dat jou hoop vervaag het en dat jou wêreld donker geword het, dan is vandag se program vir jou. Daar is tye in die lewe wanneer pyn ons geestelike oë toemaak. Dit gebeur nie oornag nie, dit gebeur gewoonlik baie stadig. 'n teleurstelling hier, dalk 'n verlies daar, 'n gebed wat nie beantwoord word nie, 'n verhouding wat verbrokkel en verbreek, 'n droom wat langs die pad afsterf, 'n woord wat seer maak, 'n seisoen wat net te lank raak. En skielik sien jy nie meer duidelik nie. Jy sien nie meer God se goedheid nie. Jy sien nie meer jou eie waarde nie. Jy kan nie meer die pad vorentoe sien nie en ook nie meer die lig nie. Jy sien nie meer die moontlikheid van herstel nie. Pyn maak ons blind. Trauma, skuld maak ons blind. Skaamte maak ons blind. Vrees maak ons blind. Selfverwerping maak ons blind. Maar Jesus sê, ek het gekom om jou oë oop te maak. Ek gesels vandag oor die blindheid van verwarring en wanhoop. Wanhoop wanneer jy nie meer kan glo dinge kan verander nie. En verwarring wanneer jy nie meer weet wat God kan doen nie. Door die blindheid van selfverwerping, wanneer jy nie jou eie waarde kan sien nie. Dit is die blindheid van geestelike moegheid, wanneer jy naderhand nie eers meer die krag het om te bid nie. En baie mense leef met hierdie vorm van blindheid. Hulle funksioneer, maar hulle sien nie. Hulle beweeg, maar hulle weet nie waarheen nie. Hulle leef, maar hulle voel nie meer die lewe nie. Maar Jesus kom nie om enige een te veroordeel omdat jy nie kan sien nie. Hy kom om jou te help sien. Hy kom om vandag jou hand te vat en jou uit hierdie donker uit te lei, om jou visie te herstel. Wanneer ons die evangelies lees, dan kom ons naderhand agter dat daar is 'n sekere patroon. Jesus wat nie net liggame genees nie, maar ook visie. Hy genees nie net oë nie. Hy genees perspektief, nie net die blindheid nie, maar die hart se vermoë om God raak te sien. Jesus maak oë oop, nie net die fisiese oë nie, maar die innerlike oë, die oë van die siel, die oë van die hart, die oë waarmee ons God sien, en waarmee ons onsself sien, die waarheid sien, die toekoms sien. Kom ons kyk na 3 verhale, 3 oomblikke waar Jesus oë oopgemaak het. Ons begin met die man in Johannes 9. Hierdie man was van geboorte af blind. Hy het nog nooit die lig gesien nie. Nog nooit 'n gesig kon sien, of kleur, of selfs sy eie hande nie. Hy het in 'n wêreld van donker groot geword. Maar Jesus sien hom. Nie as 'n probleem of 'n teologiese debat nie. Nie as 'n straf nie, maar as 'n mens. Dan maak Jesus die modder aan en sit dit op sy oë. Hy stuur hom om dit te gaan was.
En toe hy terugkom, toe kan hy sien. Die groter wonderwerk was nie sy fisiese oë nie, maar die geestelike oë. Want toe die fariseërs vir hom vra, sê hy, ek weet net een ding, en dit is, ek was blind, en nou sien ek. En later toe Jesus homself aan hierdie man openbaar, val die man neer en aanbid hom. Wat kan ons hieruit leer? Soms is die grootste blindheid nie, dat ons nie kan sien nie, maar dat ons nie kan sien wie Jesus werklik is nie. Hy is nie net ons helper nie. Hy is nie net jou trooster of jou redder nie. Hy is die een wat jou oë oopmaak om God te sien soos hy is. Naby, sag, teenwoordig, liefdevol, werklik. Ons kan verder kyk na die Emmausganger, wie se oë oopgegaan het vir hoop. 2 disippels stap die pad op Emmaus. Hulle harte is swaar, want hulle drome is gebreek. Hulle hoop is dood. Die Bybel sê, hulle oë was verhinder om hom te herken. Nie omdat Jesus weg was nie, maar omdat hulle teleurstelling hulle sig verduister het. Hulle praat met hom, hulle stap saam met hom. Hulle vertel hom van hulle pyn, en Jesus luister. Hy verduidelik die skrifte. Hy loop die hele pad saam met hulle, maar hulle sien hom nie. Tot hy die brood neem, dit breek. En die Bybel sê, hulle oë is geopen, en hulle het hom herken. In daardie oomblik val die sluier, die donker word lig en die verwarring word helderheid. Daardie teleurstelling word hoop. Soms stap ons die pad saam met Jesus, maar ons hart is so vol pyn dat ons hom nie kan herken nie. Soms is hy by jou, maar jou trane maak jou visie dof. Soms praat hy met jou, maar jou teleurstelling maak jou doof vir sy stem. Maar wanneer hy die brood breek, wanneer hy jou hart aanraak, wanneer hy sy teenwoordigheid openbaar, gaan jou oë oop. En dan sien jy, hy was die hele tyd daar. So kan ons kyk na Petrus wat vir Jesus verloon het. Hy het die Here teleurgestel, hy het homself teleurgestel. Hy het gevoel sy roeping is verby. Hy kon nie meer die toekoms sien nie, hy het net in sy mislukking vasgekyk. Maar Jesus sien hom op die strand, nie met oordeel nie, of nie met skande nie, nie met 'n lys van foute wat hy gemaak het nie. Hy vra vir hom, het jy my lief? 3 keer. 1 keer vir elke verloning, 1 keer vir elke traan, 1 keer vir elke stukkie skaamte. En met elke antwoord maak Jesus 'n nuwe deur oop. Laat wy my lammers, pas my skape op, volg my. Jesus maak Petrus se oë oop om weer hoop te sien, om weer sy roeping te sien en sy toekoms te sien. So weet ons ook dat ons mislukkings is nie ons einde nie. Jou foute diskwalifiseer jou nie. Jou verlede bepaal nie jou bestemming nie. Jesus kom na jou toe, in jou skaamte, in jou teleurstelling, in jou selfveroordeling, en hy maak jou oë weer oop om te sien, ek is nie klaar met jou nie. Jesus maak oë oop. Hy bring lig waar donker is. Hy bring helderheid waar daar verwarring is. Hy bring perspektief in chaos, waarheid waar daar leuns is. Hy bring hoop waar daar wanhoop is. Hy maak jou oë oop om God weer te sien, om jouself weer te sien, jou waarde, jou roeping, jou toekoms, om die waarheid weer te sien. En hy doen dit sag en stadig, met liefde en met geduld. Geliefde luisteraars, as jou visie dof geword het, as jou hart deurmekaar voel,
As jy nie meer weet waar God is, of meer weet wie jy is nie, of weet waarheen jou pad is nie, Jesus is hier om jou oë oop te maak. Hy sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis wandel nie, maar die lig van die lewe hê. Hy sê, kom na my toe. Kyk op. Ek maak alle dinge nuut. Ek maak jou oë oop. Wanneer ons blind voel, is dit nooit omdat God weg is nie, maar omdat ons wonde ons visie verduister. Pyn maak die vensters van jou hart dof. Teleurstelling trek 'n sluier oor jou oë. Trauma laat jou fokus verloor. Vrees vernou jou perspektief. En skaamte laat jou wegkyk. Skuld laat jou afkyk. Maar God laat ons nooit in die donker nie. Hy het maniere waar hy sagkens, geduldig en liefdevol kom om ons oë weer oop te maak. Kom ons beweeg hierdeur en laat die Heilige Gees jou hart oopmaak terwyl jy luister. Die Here gebruik sy woord, 'n vers wat skielik lewe kry. Daar is oomblik wanneer jy 'n vers lees wat jy al 100 keer gelees het, maar hierdie een keer tref dit jou soos lig deur 'n oop gordyn. Dit is nie net ink op papier nie, dit word brood, dit word asem, dit word waarheid, dit word lig. God se woord is nie net inligting nie, dit is 'n openbaring. Hy gebruik 'n vers om jou te herinner, ek is naby, ek het jou lief. Ek het jou nooit vergeet nie, ek is jou lig, jou herder. Wanneer die woord oop gaan jou oë oop. Hy gebruik sy gees. Soms is dit 'n sagte fluistering in jou hart. Die Heilige Gees skree nie. Hy dwing nie, hy jaag nie. Hy fluister in jou gedagtes, moenie bang wees nie, ek is hier. Ek dra jou, ek het jou nie gelos nie, ek is besig om te werk. Sy stem is sag, maar dit bring helderheid en vrede. Dit bring lig. Wanneer die Gees fluister, begin jy weer sien. God gebruik mense. Iemand wat 'n woord van bemoediging bring vir jou. Soms stuur God iemand, presies op die oomblik wanneer jy dit die minste verwag. 'n WhatsApp, 'n oproep, 'n glimlag, gebed. 'n Woord wat jou tref soos water op droë grond. God gebruik mense om jou te herinner aan dit wat jy vergeet het. Dat jy waardevol is. Dat jy nie alleen is nie. Dat jy geliefd is. Dat jy gesien word. Dat jy 'n toekoms het. Wanneer iemand jou bemoedig, is dit nie net hulle nie. Dit is God wat vir jou die waarheid wil laat sien. God gebruik ook stilte. 'n oomblik wat jy net voel, hy is hier. In 'n wêreld vol geraas en haastigheid, oorweldigende gedagtes, is 'n stilte 'n heilige plek. Stilte is waar jou siel weer kan asemhaal, waar jou hart weer kan hoor. Stilte is waar jou oë weer kan sien. Soms in 'n oomblik van stilte kan jy net voel hy is hier. Nie met woorde of met tekens nie, net met teenwoordigheid. En daardie teenwoordigheid maak die blindheid helder. God gebruik ook herinnering om jou terug te bring na 'n tyd toe hy jou gedra het. Wanneer jy nie kan sien waar God nou is nie, bring hy jou terug na waar hy was. Hy herinner jou aan 'n gebed wat hy beantwoord het, of 'n deur wat hy vir jou oopgemaak het. Daardie seisoen waardeur hy jou gedra het. Die oomblik waar hy jou gehelp het. 'n Tyd waar hy jou hart genees het.
Herinnering is nie net nostalgie nie. Dit is ook ons getuienis. En getuienis maak jou hart oop vir die God wat nooit verander nie. God gebruik waarheid. Hy wys jou wie jy werklik is. Blindheid maak dat jy jouself sien as te min, te gebroke, te sondig en te ver. Blindheid maak dat jy jouself sien as te onwaardig. Maar God se waarheid breek daardie leuns. En hy wys jou, jy is myne, jy is geliefd, jy is vergewe, jy is nie te ver nie. Jy is nie te laat nie, jy is nie te stikkend nie. Wanneer God jou wys wie jy is, begin jy hom weer sien soos hy is. God se lig is sag. God se lig verblind nie, dit herstel. Sy lig is nie 'n skerp flits nie. Dit is soos 'n sagte sonsopkoms. Dit kom stadig, warm, helend, genesend. Dit kom vol vrede. Dit kom voor jy dit besef, dan sien jy weer. God is naby. Hy is goed. Hy is getrou en hy is hier. Luisteraars, kom ons bid saam. Here Jesus, U het gesê U het gekom om herstel van gesig vir blindes te bring. Ek bring nou my blindheid na U toe. Die blindheid van my seer. Die blindheid van my teleurstelling. My verwarring. My selfverwerping. Die blindheid van my vrees. Maak my oë oop, Here. Laat my U weer sien. Laat my myself weer sien. Laat my hoop weer sien. Laat my toekoms weer sien. Bring lig in my donker. Bring helderheid in my chaos. Bring waarheid in my verwarring. Here Jesus, maak my oë oop. In die naam van Jesus Christus. Amen. Luisteraars, as jy net een ding vandag moet onthou, laat dit wees. Jy hoef nie in donkerte te bly nie. Jesus het gekom om jou oë oop te maak. Hy het gekom om jou te help om te sien, om jou hoop terug te gee. Hy het gekom om jou visie te herstel. Lukas 4 vers 18 is nie net 'n vers nie, dit is 'n uitnodiging om weer te sien, om weer te glo, om weer te hoop. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Mag die lig van God jou hart vul. Mag sy waarheid jou lei. Mag sy liefde jou dra. In die naam van Jesus Christus. Amen.